Baie welkom aan al ons kykers na nog 'n episode van Gesels Bietjie Les. My naam is Armin Kritzinger en elke week bied ek die volwasse Sabbatskool studieles van die 7de dag Adventiste Kerk aan. Ons doen dit gratis, ons vra nie vir donasies nie. Ons doen dit met die doel om die ewige evangelie aan die wêreld uit te dra, veral met hierdie les aan die Afrikaanse mense, om vir elkeen 'n geleentheid te gee om Jesus te sien vir wie hy regtig is, sodat almal 'n geleentheid kan kry om van hulle sonde verlos te word. Die manier hoe jy hierdie program kan ondersteun is om die like knoppie te druk onderaan hierdie video op YouTube. Wanneer jy die like knoppie druk of wanneer jy kommentaar lewer op hierdie video, dan wys dit vir YouTube dat jy dink hierdie video is die moeite werd vir nog meer mense om te sien en dan sal YouTube hierdie video aan nog meer Afrikaanse mense adverteer. So baie dankie vir die mense wat getrou elke week deel is van Gesels Bietjie Les, die like knoppie druk en ook kommentaar lewer onderaan hierdie video. Onthou ook om ons Afrikaanse Christelike musiek playlist daarna te gaan kyk. Ons het Afrikaanse liedjies wat elke week uitkom wat ons probeer om Jesus se naam groot te maak. Kom ons sluit ons oor vir 'n woord van gebed voordat ons begin. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil vir U dankie sê vir nog 'n geleentheid vir bietjie gesels bietjie les. Dankie vir die internet wat dit vir ons moontlik maak om die evangelie te deel met mense reg oor die wêreld. Boonbehalwe alles vandag vra ons vir U vir die gawe van die Heilige Gees om saam met ons te wees om ons te leer wat waar is. Ons bid en ons vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Vir ons kykers by die huis, hierdie week kyk ons na les nommer 11. Ons is besig met die boek van Joshua. En die titel vir les nommer 11 is Die lewe in die beloofde land. So nadat hulle nou in die beloofde land ingekom het, die lewe in die beloofde land. En dan het ons 'n mooi foto daarso wat lyk asof daar twee groepe mense staan wat aan beide kante van die Jordaan rivier staan. En as ek so mooi kyk, lyk dit nie of hulle groot glimlag op hulle gesig het nie. Dit lyk of hulle miskien nie so baie gelukkig met mekaar is nie. Die geheeteks vir hierdie week in Spreuke hoofstuk 15 vers 1 sê die Bybel vir ons: 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Dan sê Sabbatmiddag se deel van die les daarso vir ons: jy weet, om deel te wees van 'n gemeenskap, dit lei soms tot 'n meningsverskille en spanning. En ek sê altyd so, dit maak nie saak of dit nou in die huis is met jy en jou vrou nie, of by die skool, of by die werk, of in die kerk, oral waar daar meer as een persoon gaan wees, gaan mense verskillende idees oor spesifieke dinge hê, party baie belangrik, party minder belangrik, en so gaan daar hierdie meningsverskille wees, en is baie belangrik vir ons, omdat ons weet dat dit gaan gebeur, om onsself voor te berei oor hoe ons dan in daardie tipe situasies moet optree. So, hierdie week se les gaan vir ons mooi punte uitwys, ons kan sê basies konflikhantering, in 'n situasie waar daar meningsverskille is, selfs binne in die kerk. Hoe kan ons daardie situasies hanteer? En ek wil sommer vinnig hierso wegspring op Saterdagmiddag met 'n baie belangrike les, wat ek al in my persoonlike lewe geleer het en ook gesien het. Ek sal julle regtig aanraai, om so ver as wat julle moontlik kan, argumente en debatte op die internet in die publiek te vermy. As jy miskien vir iemand private boodskap stuur, sal dit baie beter wees, maar as iemand ietsie sê op Facebook of ietsie op YouTube en dan lewer mense kommentaar en dan raak hulle daarso in 'n argument met mekaar betrokke of 'n debat met mekaar betrokke, ek sal regtig aanraai dat jy nie daarin daarmee betrokke raak nie. Ons lewe in 'n wêreld waar mense verskriklik baie van hulle self dink en omgee wat ander mense van hulle dink. En so as jy vir iemand in die publiek so op die internet gaan sê dat hulle is verkeerd oor ietsie, gaan hulle dit heel moontlik baie persoonlik opneem. En ek weet nie van jou nie, maar wanneer was die laaste keer wanneer jy gesien het wat mense so argumenteer, heen en weer op Facebook of op sosiale media, en dan sê iemand, hey, ja, weet jy wat, jy's eintlik reg, jy het 'n goeie punt, Piet, ek gaan my posisie verander. Ek sien dit nooit nie. Ek kan nie eers dink aan enige gevalle wat ek dit al ooit gesien het nie. So ver as moontlik, probeer om argumentasie en debat, veral oor Christelike en Bybelse dinge, in die publiek op internet in die kommentaar te vermy. Jy kan vir iemand 'n private boodskap stuur of so aan, maar in die publiek waar almal dit kan sien, in kommentaar, asseblief probeer so ver as moontlik om dit te vermy. So hierdie week gaan ons kyk na Joshua hoofstuk 22. En daarso is 'n probleem wat daarso ontstaan het as gevolg van 'n reuse misverstand.
En dit is waar dat baie keer in ons huise, by die skool, by die werk, in die kerk, is baie van die konflik, baie van die probleme word veroorsaak deur misverstand. En ons sal sien weer eens hierdie week, dat dit beteken nie net noodwendig dat is een kant se skuld dat daar 'n misverstand is nie. Al twee kante kan moontlike skuld dra. So, die vraag wat hier so gevra word, Sabbatmiddag, ons gaan dit nie nou probeer antwoord nie, maar dit is die vraag wat ons deur hierdie week se les wil probeer antwoord. Waarom is dit gevaarlik om oorhaastige gevolgtrekkings oor ander se gedrag te maak? Hoe kan ons eenheid in ons gemeentes aankweek en koester? Waarom is dit belangrik om die groter prentjie van ons roeping in Christus voor oë te hou, om ons nie met ander dinge op te hou nie? Hierdie is enkele van die dinge wat ons hierdie week gaan ondersoek. So ek is baie opgewonde, ek dink hierdie is baie belangrike vraag. So ek hoop julle is ook opgewonde om te sien hoe ons hierdie vraag gaan benader uit 'n Bybelse Christelike oogpunt en hopelik goeie antwoorde kan kry wat regtig 'n verskil in ons lewens kan maak. En weer eens vir die kykers by die huis, ek moet hulle net aandraai, soos wat ons nou gaan begin met hierdie week se les. Laat ons nou nie net hoorders van die woord wees nie, maar laat ons daders van die woord wees. Onthou, die mense wat hoor is die mense wat nie doen nie, is die mense wat hulle huise op die sand gebou het. Maar Jesus het gesê die mense wat luister en ook doen is die mense wat hulle huis op die rots gebou het. En bo die grond lyk albei huise dieselfde, maar as die storm kom, dan wys dit die fondament, die fondasie van die huis. En so, ek weet nie van jou nie, ek hoop dis waar vir jou, ek weet dis waar vir my, ek wil graag my huis op 'n rots bou, op die klip bou. En dit beteken om nie net te luister nie, maar ook om te doen. So, ons weet vir 'n feit dat ons gaan konflik in ons huise, in ons kerke, by die skool en by die werk hê. So nou gaan hier jou geleentheid om mooi beginsels uit hierdie les, uit die Bybel te leer, wat jy prakties in jou lewe kan toepas, wat 'n verskil kan maak. En nou Sondag se deel van die les, dit sê daarso vir ons, toewyding is die titel van Sondag. Dan vra dit vir ons om te lees daarso uit Josua hoofstuk 22 vers 1 tot 8. So weer eens hierdie week gaan ons na die hele Josua hoofstuk 22 kyk. En die vraag wat daarso vir ons gevra word is: wat sê hierdie verse vir ons oor die toewyding van die stamme van Reuben en Gad en die halwe stam van Manasse? So kom ons kyk na 'n paar van daai verse. Dit sê so vir ons in Josua hoofstuk 22 van vers 1 af: toe het Josua die Reubeniete en die Gadiete en die halwe stam van Manasse laat roep en aan hulle gesê: julle het alles onderhou wat Moses die knegt van die Here julle beveel het. En julle het na my geluister in alles wat ek julle beveel het. Julle het julle broers nie in die steek gelaat nie. Dit is nou baie dae al tot vandag toe. En het die ordening van die gebod van die Here julle God onderhou. Maar nou die Here julle God julle broers rus gegee, soos hy hulle beloof het, draai dan nou om en gaan na julle tente, na die land van julle besitting wat Moses die knegt van die Here julle oorkant die Jordaan gegee het. Neem net noukeurig in ag die onderhouding van die gebod en die wet wat Moses, die knegt van die Here, julle beveel het, om die Here julle God lief te hê en in al sy weë te wandel en sy gebooie te onderhou en hom aan te hang en hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel. So het Josua hulle dan geseën en hulle laat gaan en hulle het getrek na hulle tente toe. So vir ons kykers by die huis, net 'n klein bietjie agtergrond hierso. Die stamme Reubeniete en die Gadiete en die halwe stam van Manasse, hulle het nou 'n erfporsie gekry aan die ander kant van die Jordaan. Basies, amper kan ons sê, op pad terug na die waarvan hulle gekom het slawerny toe. Nou, nie heeltemal so ver nie, maar dit was aan die ander kant van die Jordaan rivier gewees. En hierso vra die les vir ons, wat sê hierdie verse vir ons oor hulle toewyding? En daarso in vers 2 het dit vir ons gesê, julle het alles onderhou wat Moses die knegt van die Here julle beveel het. So weer eens vir ons kykers by die huis, julle het nou elke les gesien, van elke kwartaal, dat in geselsbietjie les sit ons fokus op hierdie totale gehoorsaamheid aan God. Hy sê nie, julle het meeste van die dinge onderhou wat Moses julle beveel het nie. Hy sê nie baie of amper alles nie. Hy sê alles. Dit is die tipe toewyding om daardie vraag van die les te antwoord. Dit is 'n toeheel en al 100% oorgawe wat gemaak is. Dit sê vir ons, en julle het na my geluister in alles wat ek julle beveel het. Alles wat Moses hulle beveel het. Alles wat Josua hulle beveel het. Wat is die tipe toewyding wat hierso van gepraat word? Dis 100% wat daardie 2,5 stamme gegee het. Nou, Sondag se deel van die les verduidelik hierso 'n bietjie vir ons, dat hierdie 2,5 stamme, hoekom het hulle, 'n party van julle gaan miskien wonder, hoekom het daai 2,5 stamme nou erfporsie gekry aan die ander kant van die Jordaan rivier? So kom ons probeer gou daai vraag beantwoord, sodat ons sommer van die begin af net daai deel mooi kan verstaan. As ons nou teruggaan in die Bybel, toe Moses nou nog gelewe het, sien ons in die boek van Numeri, hoofstuk 32, dat hierdie 2,5 stamme, veral die kinders van Reuben en die kinders van Gad, hulle het baie vee gehad, groot menigte vee gehad, sê die Bybel. En toe hulle die land van Jaser en die land Gilead bekyk het, vind hulle uit dat die plek 'n plek vir vee was. Daarop het die kinders van Gad en die kinders van Reuben gekom en met Moses en die priester Eliezer en met die owerstes van die vergadering gespreek
en gesê dat hulle wil nou basies daardie land hê. En as jy dan gaan na vers 32, daaronder sal jy sien dat die halwe stam van Manasse het ook saam met Reuben en saam met Gad daardie twee stamme, wou hulle daardie grond gehad het. Hoekom? Dit is net omdat hulle het baie vee gehad en hulle het gesien dat daardie land was goed gewees vir die vee. Nou, in Numeri sê het ook vir ons, Moses was ook maar 'n bietjie skrikkerig gewees. Moses, toe hulle dit sê dat hulle gaan aan hierdie kant van die Jordaan brei, het Moses ook by homself gedink, weet, miskien gaan hierdie mense, weet, wegdraai van God af en so aan, en hulle gaan nie hulle ander broers help om die res van die land Kanaan te gaan inneem nie. En toe het daai 2,5 stamme basies vir Moses beloof dat hulle sal nie nou net lekker sit hierso in die sonnetjie in die land wat hulle nou net gekry het van Moses af nie, maar hulle beloof Moses, as Moses hulle hierdie land gee aan hierdie kant van die Jordaanrivier, sal hulle mans wat kan veg nog steeds oorstuur na die ander kant van die Jordaan toe om die ander stamme te gaan help sodat hulle ook hulle land kan kry. En dit kom weer terug daarso in Josua 22 waar Josua vir hulle sê, baie dae, weet het julle broers gehelp, en die les sê vir ons, die gees van profesie sê het ook vir ons, het was 'n hele paar jaar gewees, wat daardie 2,5 stamme gehelp het, die ander stamme, om daardie res van die land in Kanaan in te neem. So, wat is 'n paar praktiese lesse wat ons hierso kan leer, in Sondag se deel van die les? Eerstens, toewyding aan die Here is totale toewyding aan die Here. Nie 99% nie, nie 99,99% nie. En ek kan nie eers verstaan hoekom ek dit moet verduidelik nie, want ek weet julle weet dit. Die dag toe jy getrou het, as jy getrou het, en jy is daar voor die kansel gestaan, en jou vrou sê vir jou, ek beloof jou, dat 99% van die dae in die jaar sal ek getrou wees aan jou. Jy weet mos, dit is nie totale toewyding nie. Jy weet mos, dit is nie waarvoor jy ingestem het nie. Jy het ingestem vir 100% toewyding. En dit is wat ons sien hierso van hierdie 2,5 stamme. Hulle was nie mense wat in rebellie teen God was of enigiets soos dit nie. Dan 'n tweede punt wat ons hierso sien in Sondag se deel van die les. Hierdie 2,5 stamme, hulle kon teruggesit het en hulle kon gesê het, weet jy wat, ons het nou klaar ons land gekry aan hierdie kant van die Jordaanrivier. Julle wat julle kant wil hê, daar aan die ander kant gaan beklei julle nou maar op julle eie. Ons wil hierso met ons vrouens en ons kinders wees. Ons is nou gelukkig hier, ons het mooi land vir al ons vee. Maar nee, hulle was gewillig gewees om hulle self dood in die gesig te staar, om oor te gaan en te gaan hulle broers te gaan help. So is 'n tipe van 'n onselfsugtige liefde wat ons daar sal sien. En as ons teruggaan daarso na Josua hoofstuk 22 te onthou, Josua het vir hulle gesê, julle het die God lief gehad met julle hele hart en julle hele siel. En dan onmiddellik moet daar 'n klokkie lui, weet waar Jesus gesê het ook, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En so, ons het ons land gekry, sê hulle, maar ons gaan nou ook hulle help om hulle land te kry. En hulle het 'n belofte gemaak aan Moses, en hulle het gegaan, hulle het hulle belofte gehou, en hulle het hulle broers gehelp om daardie land te kry. Maar nou is dit tyd vir hulle om terug te gaan na daardie stuk land wat hulle gekry het aan die ander kant van die Jordaanrivier. En so, die vraag wat hierso vir ons gevra word, is sê so, die stamme van die ooste kant staan gereed om huiswaarts te keer. So in hoofstuk 22 vers 5 en 6 sê dit dat Josua 'n beroep op hulle doen om getrou aan die Here te bly, waarna hy 'n seën oor hulle uitspreek. Watter transformasie kan ons interpersoonlike verhoudings in die gemeente ondergaan indien ons meer vir mekaar sou bid as wat ons tans doen? So kom ons kyk gou vinnig eers dan daai eerste stukkie daarso van vers 5 en 6. So as ons na vers 5 en 6 kyk daarso, dan sê Josua vir hulle voor hulle nou vertrek, neem net noukeurig in ag die onderhouding van die gebod en die wet wat Moses die knegt van die Here julle beveel het. So voordat hulle nou gaan na hulle stuk land toe, sê hy vir hulle, onthou net, soos wat julle totaal en al toegewy was aan die Here terwyl julle hierso saam met ons beklei het. As julle nou teruggaan, weg van ons af, bly totaal toegewy aan die Here. Dit is basies soos 'n ouer wat kinders het in die huis en nou is dit tyd vir die kind om nou finaal die nesie te verlaat, om universiteit toe te gaan of 'n werk gekry het om hulle eie te gaan bly, en die ouer sê, onthou net, soos wat jy die Here gevolg het hierso in ons huis, as jy nou op jou eie gaan, onthou om getrou te wees aan die Here. Want jy kan baie mooi begin in 'n wedloop, 'n resies wat jy hardloop, maar op die einde van die dag gaan dit oor wanneer jy daarso oor die eindpunt, oor die eindstreep kom. Jy kan baie mooi en vinnig begin, maar as jy val langs die pad en jy gee op, dan maak jou begin nie eintlik saak nie. En in ons Christelike lewe is dit ook so. Verlede jaar se geloof gaan jou nie van vandag se probleme red nie. Jesus het gesê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Jesus gaan vir jou sorg vir vandag. Jy moet vandag asemhaal vir vandag. Jy moet vandag geestelike kos inkry vir vandag. Jy moet vandag 'n verhouding met Jesus hê vir vandag. Net omdat jy verlede week of verlede maand 'n goeie verhouding met Jesus gehad het, is geen waarborg dat jy vandag of môre of oormôre of volgende week of volgende maand of volgende jaar so 'n verhouding met Jesus gaan hê nie. So Josua sê hierso vir hulle, julle was getrou aan die Here gewees toe julle saam met ons was. Onthou net om getrou aan die Here te bly. Jy moet asemhaal vir vandag. Jy moet kos eet vir vandag.
So, dan as ons kyk na wat hulle daarso van sê aan die einde van Sondag oor, hoe gaan dit ons help in ons kerk as ons vir mekaar bid? Nou hier is 'n paar aanhalings, 2 aanhalings uit die gees van profesie wat ek met julle wil deel. Dit sê, die Here het Job se ballingskap omgekeer toe hy gebid het. Nie net vir homself nie, maar ook vir diegene wat hom teëgestaan het. Toe hy ernstige verlang het na die siele wat teen hom oortree het, gehelp mag word, het hy self hulp ontvang. Laat ons bid, nie net vir onsself nie, maar vir diegene wat ons seer gemaak het en steeds seer maak. Bid, veral in jou gedagtes. Moenie die Here rus gee nie, want sy ore is oop om opregte, dringende gebede te hoor, wanneer die siel voor hom nederig is. Bid, veral in jou gedagtes, nie net vir onsself nie, maar vir die wat ons seer gemaak het en nog steeds ons seer maak. En dan sê het vir ons hierso, dit is wanneer Job se situasie regtig omgekeer het. Toe hy nie net vir homself gebid het nie, maar ook vir die mense wat hom teenstaan. Dit is wanneer hy vir die ander mense gebid het om hulp te mag ontvang. Dit is toe hy self hulp ontvang het. En dan sê jy 'n baie mooi ene hierso in Messages to Young People, sê Ellen White, gebed is nie bedoel om enige verandering in God te bewerkstellig nie. Dit bring ons in harmonie met God. So as die les hierso vir ons sê dat watter transformasie kan ons interpersoonlike verhoudings in die gemeente ondergaan indien ons meer vir mekaar sou bid as wat ons tans doen. Wil ek hê ons kykers by die huis moet verstaan dat as jy vir iemand bid, gaan die Here nie hulle vrye keuse nou heeltemal by die venster uitgooi en hulle hele lewe omdraai net omdat jy daarvoor gevra het nie. Nee, die Here respekteer nog steeds hulle vryheid van keuse en al daardie tipe dinge. Die Here kan werk om sekere tipe dinge in hulle lewe te laat gebeur wat hulle in 'n spesifieke area mag lei, maar op die einde van die dag sal hulle nog steeds die keuse moet maak. Die hoof, of een van die hoofredes hoekom ons vir ander mense moet bid, nie net vir die mense wat vir ons lief is nie, maar self vir ons vyande, die mense wat ons seer maak, is want dit verander ons. Dit verander vir jou en dit verander vir my, en ek weet persoonlik dat dit is waar in my lewe. Wanneer daar mense is wat dinge doen, wat ek dink nie reg is nie, en ek bid vir hulle, in plaas daarvan om by ander mense te gaan kla oor hulle, verander dit die manier hoe ek daardie mense hanteer en die manier hoe ek oor daardie mense dink. Dit maak my lief vir die mense in plaas van om nie lief vir hulle te wees nie. En so, ek daag julle uit om dit te probeer. Hoe moeilik dit ook al mag wees, doen dit omdat die Here dit gesê het en glo dat daar skepende krag in sy woord om die ervaring waar te maak in jou lewe. Ons lewe nie volgens wat ons sien nie, ons lewe volgens geloof wat 'n verhouding is met God se woord. So neem God op sy woord, bid vir jou vyande, bid vir die mense wat jy dink is besig om dinge te doen wat nie reg is nie, mense wat besig is om ander mense skade aan te doen of jou miskien skade aan te doen, bid vir daardie mense elke dag en sien vir jouself die verandering wat dit in jou eie gedagtes gaan maak teenoor daardie mense. Ons moet dit net doen en die ervaring sal kom nadat ons die Here geneem het op sy woord. Dan maandag se deel van die les, beskuldigings. So lees die volgende verhaal oor die stamme in Josua hoofstuk 22 van vers 9 tot 20, wat huiswaarts keer. Watter aantuigings maak die stamme aan die weste kant teen die van die ooste kant? In hoe mate is dit grondige aantuigings? So onthou nou, ons het die mense aan die ooste kant, die 2,5 stamme aan die ooste kant van die Jordaanrivier, en dan het ons die ander stamme die res van die 12 stamme wat nou aan die weste kant van die Jordaanrivier is. En die les sê hierso vir ons dat daar 'n bietjie van 'n misverstand of konflik tussen hulle uitgebreek. Ons gaan nou kyk na die agtergrond daarna en dan wat was die aantuigings gewees wat daarso gemaak was. So wat gebeur het is die mense aan die ooste kant op pad terug het hulle 'n altaar kan jy sê basies gebou uit klippe uit en die mense aan die weste kant, die stamme aan die weste kant het gedink dat daardie wat aan die ooste kant is, het nou heeltemal van die pad af gegaan. Hulle het 'n verhouding met God by die venster uitgegooi. Hulle gaan nou agter ander gode aangaan. Dis kom hulle aan die ander kant van die Jordaanrivier wil bly en hulle het nou hierdie altaar gebou, onmoontlik vir 'n ander god soos wat by Baal Peor gebeur het. En so as ons kyk hierso na Josua 22 vers 16, so sê die hele vergadering van die Here, wat is dit vir 'n troubreek wat julle begaan teen die God van Israel, dat julle vandag van die Here afvallig word deur vir julle 'n altaar te bou, deur vandag teen die Here in opstand te kom. So die mense aan die weste kant sê, julle het nou in opstand teenoor die Here gekom, want julle het hierdie altaar gaan bou. Nou die belangrike ding wat ons hierso moet besef is, in die begin van die storie sê die Bybel nie vir ons hoekom hulle daardie altaar gebou het nie. En daar's 'n spesifieke rede hoekom dit so is. Dis omdat daardie mense wat aan die ooste kant van die Jordaanrivier moes gaan woon het, hulle het nie vir die mense aan die weste kant gesê voor die tyd dat hulle gaan dit doen en wat die doel daarvan is nie.
So dit het die mense in die weste kant bietjie in die donker gelos. En so die les sê self hierso vir ons, dat 'n gebrek aan beraadslaging met Josua of Eliezer of die stamleiers laat hier ruimte vir 'n soort misverstand wat nare gevolge kon gehad het. So, hier is ons eerste belangrike praktiese les wat ons kan leer uit maandag se deel van die les. Daardie mense aan die ooste kant, wat die altaar gebou het, later gaan ons uitvind dat hulle het nie afvallig geraak van die Here nie. Dit was 'n onskuldige altaar gewees wat hulle daar gebou het. Niks was eintlik verkeerd gewees met die altaar nie. Maar hulle het iets gedoen wat nie slim was nie, wat nie wys was nie. Hulle het dit gedoen sonder om met die ander mense te raadpleeg of om vir die ander mense daarvan te vertel. So wat basies gebeur het is, hulle het, amper kan ons sê, 'n struikelblok gegee. Hulle het die voorgegee amper, nie moetswillig nie, maar dit het voorgekom asof hulle besig is om iets te doen wat verkeerd is. 'n Praktiese voorbeeld vir jou en vir my vandag kan wees, as iemand wat ek ken, wat by die drankwinkel werk, en ek wil met hulle evangelisasie materiaal gaan deel, en in plaas daarvan om hulle by hulle huis te gaan ontmoet, of om hulle op hulle ander plek te gaan ontmoet, gaan ek daar na die nagklub toe, of na die kroeg toe, of na die drankwinkel toe, en ek stap daarin, en iemand anders, wat nie lekker weet wat daar aangaan nie, sien my wat daar instap, en hulle gaan huis toe met die idee, hierdie persoon is 'n alkoholverslaafde, of hierdie persoon gaan na die kroeg en die nagklub toe, of wat ook al dit mag wees. Nou, ja, daardie persoon se aanneming of beskuldiging is nie waar nie, maar ons het ook 'n verantwoordelikheid om nie onnodige rede vir ander mense te gee om te dink dat ons is besig om iets te doen wat verkeerd is of wat nie reg is nie. En as ons kyk na die gees van profesie en patriarge en profete, wat hier gepraat word van hierdie mense aan die ooste kant, hierdie 2,5 stamme, is dit 'n fout wat hulle gemaak het. As hulle van die begin af vir die mense gesê het wat hulle gaan doen, en die rede daarvoor, sal die storie heel moontlik heeltemal anders uitgedraai het. So dit is 'n verskriklike, belangrike, praktiese les vir jou en vir my vandag. As ek moet Bybelstudie gee vir 'n dame, en iemand sien my ergens alleen sit met 'n dame onder 'n boom, en hulle weet dat ek is getroud, is ek besig tot 'n sekere mate om vermoeilikheid te soek. Ek kon iemand saam met my gevat het en ergens in die publiek gaan ontmoet het, in plaas daarvan om alleen met die persoon onder 'n boom in 'n parkie in die skaduwees te gaan ontmoet. Al het ek miskien niks verkeerd gedoen nie. Die idee of die persepsie wat dit vir ander mense kan gee, kan onnodige probleme veroorsaak. En ek dink dit is ietsie wat nie baie oor gepraat word nie, maar ek dink dit is iets wat baie probleme veroorsaak, miskien selfs vandag nog meer as in daardie tyd van die Israeliete, so dit is iets waarvoor ons versigtig moet wees. Ons het ook 'n verantwoordelikheid. Die gees van profesie in die Bybel praat van the appearance of evil. Al doen jy nie ietsie verkeerd nie, dit kom voor as gevolg van 'n slegte keuse wat jy gemaak het, asof jy besig is om iets verkeerd te doen, en dit kan 'n struikelblok vir iemand anders word. Nou, as ons kyk na die vraag aan die einde van maandag, waarna verwys Jesus en Paulus wanneer hulle ons vermaan om vooroordeel te vermy? Nou, ons gaan kyk na Lukas hoofstuk 6, vers 37, en julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word. Nou, ek en jy weet dat almal sal eendag geoordeel word. Dit is die waarheid wat die Bybel vir ons leer. Die idee wat Lukas 6:37 hierso vir ons sê, is nie dat ons die ewige oordeel kan vermy deur om nie mense te oordeel nie. Wat beteken dit om mense te oordeel wat hierso van gepraat word in Lukas 6 vers 37? Ek sal vir julle eenvoudig verduidelik hoe ek dit verstaan. Ons weet dit is verskriklik algemeen in vandag se wêreld. As ek iets verkeerd doen en iemand kom praat met my oor wat ek verkeerd doen, dan is dit maklik om te sê, don't judge me. Moet my nie oordeel nie. Moenie so veroordelend wees nie. Of as iemand anders iets verkeerd doen en ek gaan praat met daai persoon oor die spesifieke saak, dan sê die persoon, moenie oordeel nie, don't judge me, al daardie tipe dinge. Dit is verkeerd en dit is die teenoorgestelde van liefde wanneer ons sien dat iemand iets verkeerd doen en ons nie met hulle daaroor gaan praat nie. Ons het 'n Bybelse opdrag om ander mense te help wanneer ons sien dat hulle is vasgevang in sonde, dat hulle is besig om iets te doen wat hulle ewige vernietiging gaan veroorsaak. Wanneer die Bybel vir ons sê dat ons moenie oordeel of ons moenie veroordelend wees teenoor ander mense nie,
Handel dit spesifiek oor die motiewe van ander mense of oor ander mense se verlossing? So kom ek gee 'n praktiese voorbeeld. Kom ons sê Piet Pompies is nou maar 'n voorbeeld wat ek gee en ek hoop regtig daar's niemand by die huis met die naam Piet Pompies nie. En as Piet Pompies, ek praat nie van jou nie, ek gebruik dit nou maar net as 'n voorbeeld. As Piet Pompies onrein kos eet, wat die Here spesifiek vir ons gesê het ons moet nie eet nie, dan kan ek een kan staan en ek kan sê Piet Pompies gaan in die hel vernietig word. En dit sal nie die regte gesindheid wees nie. Hoekom nie? Want ek weet nie of Piet Pompies die waarheid weet wat die Bybel leer oor onrein kos nie. Ek weet nie wat Piet Pompies se oortuigings op daardie spesifieke oomblik oor daardie waarheid is nie. Maar ek weet dat wat Piet Pompies doen is verkeerd. Al gaan hy miskien nie daarvoor skuldig gehou word omdat hy nog nie daardie lig ontvang het nie. Ek het dan 'n verantwoordelikheid om na hom toe te gaan, om met hom die waarheid van die Bybel te deel, om hom te verduidelik hoe lief die Here vir hom is, dat sy tempel is die liggaam van God, leer vir hom die waarheid oor die Bybel, sodat hy daardie lig, daardie waarheid kan insien. Maar ek het nie 'n werk om ander mense se verlossing te veroordeel of te besluit nie, want dit is nie die werk wat die Here vir my gegee het nie. Dit is die Here se werk. So wanneer ek besluit of mense gered is of verlore is, dan is ek besig om myself in God se plek te sit. Ek is besig om vir myself 'n afgod te maak. Daardie afgod is ek self. So ons moet definitief kyk na die dinge wat mense sê of doen en so aan en uitwys en mense help waar dinge verkeerd is. Ons het 'n verantwoordelikheid om dit te doen. Maar ons het nie 'n verantwoordelikheid om vir mense te sê jy's gered en jy's verlore en dinge soos dit nie. Omdat ons nie die mense is wat daardie besluite neem nie. Ons kan nie mense se motiewe sien nie. Ons weet nie die oortuigings wat hulle het as gevolg van die waarheid en die lig wat hulle het nie. En so is dit net iets baie belangrik wat ons moet onthou. Ons wil al twee extremes, al twee wye kante wil ons vermy. Ons wil nie aan die een kant sit wat ons nooit met enige iemand wil praat oor enigiets wat hulle verkeerd doen nie, want ons wil hulle nie oordeel nie, en dan los ons hulle dat hulle ander mense skade aandoen en hulle self skade aandoen en heel moontlik ander mense in die verderf inlei en hulle self nie. Ons wil nie dit aan daai kant wees nie. En ons wil ook nie aan die kant wees waar ons vir elke tweede mens sê, weet, daai persoon is verlore want hulle doen dit, of daai persoon is gered want hulle is so goed, hulle doen dit. So dit gaan albei kante toe aan hierdie kant. Of jy nou sê iemand is gered of iemand is verlore, dit is nie ons werk om daardie besluit te neem nie. So ons kan kyk na die aksies en die woorde van mense en ons kan sê dis 'n goeie aksie of dis 'n goeie woord of wat ook al, ons kan met mense oor daai dinge gesels. Ons moet dit doen, maar ons moet nie mense se verlossing oordeel nie. En ek hoop daai punt kom baie duidelik uit. En as ons daardie tipe gesindheid het, wanneer mense met ons gesels of wanneer ons met mense gesels, gaan dit klaar ons kerk soveel veiliger laat voel vir mense en net regtig soveel beter wees. Want ek dink wat baie keer gebeur is, iemand versier hulle self, volgens hoe die Bybel in die gees van profesie sê, hulle moet hulle self nie versier nie, en dan wanneer ons met hulle gaan praat oor hulle versierings, dan dink hulle dat ons val hulle karakter aan, of hulle persoonlik aan, of hulle verlossing aan, en dit is net nie waar nie. So, of jy nou aan die kant is wat iemand kry wat met jou kom praat, of jy nou die persoon is wat met iemand gaan praat, ek smeek julle vandag, vir hierdie les, ek smeek julle, moet asseblief nie dinge so persoonlik vat nie. Moenie dinge so persoonlik opneem nie. Want jy gaan heeltyd dink wat ander mense van jou dink, en hulle het al lankal aanbeweeg met hulle lewe, en hulle is besig met ander belangriker dinge, so moenie dinge so persoonlik opvat nie. As mense kom om met jou te gesels oor iets wat jy verkeerd doen, luister, kyk in die Bybel en die gees van profesie, as wat hulle vir jou sê waar is, maak die verandering in jou lewe. Moenie dink dat hulle val jou persoon aan, dat hulle haat jou, en hulle het een of ander geheime gevoelens teenoor jou, of iets soos dit nie. Die wêreld draai nie om jou nie, en die wêreld draai nie om my nie. Al dink ons baie keer dit doen nie. So moenie dinge so persoonlik opneem nie. Luister mooi en probeer liewers indink dat daardie persoon probeer jou help en die mense rondom jou help, hulle probeer jou 'n beter persoon maak en die wêreld 'n beter persoon maak. So gee net daardie persoon die voordeel van die twyfel, net soos wat Jesus gedoen het. Toe aan die kruis gehang het Jesus gebid en hy het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kom ons gee net bietjie vir mense die voordeel van die twyfel. Dinsdag se deel van die les, spooke van die verlede. Dan as ons kyk na Josua hoofstuk 22 vers 13 tot 15, dan sê dit vir ons dat die Israeliete het vir Pinias afgevaardig basies om na die 2,5 stamme te gaan. Nou hoekom het hulle vir Pinias gevra om dit te doen? Die rede hoekom hulle dit gevra het is omdat Pinias was 'n tipe van in die priesters deel gewees daarso, en net 'n vinnige dingetjie aan die kant wat ek hierso wil noem, partykeer as jy in die Bybel lees en hulle tel die stamme, dan sien jy hulle tel Ephraim en Manasseh, Josef se 2 seuns. En dan wonder jy, hoekom tel hulle daai 2 seuns? Basies, weet,
Jakob het hulle omtrent aangeneem as sy kinders op 'n sekere manier, kan ons dit sê, en die Lewiete word nie onder die 12 getel nie, omdat hulle as die priesters, hulle erfdeel was heeltemal anders. Hulle het nie 'n stuk land gekry nie, maar hulle het soos stede gekry oral oor die land. Ek dink 48 stede of ietsie soos dit. En so as die Lewiete wegval en Josef word verdeel in 2, Ephraim en Manasse, dan kry hy nog steeds die 12 stamme. Nou Pinias hierso, hy het 'n belangrike rol gespeel in Nimeri by Baal Peor toe die mense daar weggedwaal het van God af. Het vertel vir ons hier, as jy lees in die les in vers 7, hy was die seun van Eliezer gewees, die seun van die priester Aaron, so ons kan sê sy kleinkind basies, en hy het gesien wat die mense verkeerd gedoen het, en hy het 'n spies gevat, en hy het die man daarso deurboor, en daarmee het die ramp wat onder die Israeliete was, tot 'n einde gekom. So die mense aan die weste kant, onthou, hulle is reg om oorlog te gaan voer teen die mense aan die ooste kant hierso. Hulle is woedend, hulle is kwaad. Hulle dink aan wat gebeur het met Achan. Hulle dink hierdie 2,5 stamme het nou hulle rug gedra op die Here. Hulle het die altaar gebou. En nou gaan die Here se seën nie meer op ons wees nie en ons almal gaan vernietig word, net soos wat met Achan gebeur het. Daar was een persoon wat iets verkeerd gedoen het en het die hele volk beïnvloed. En nou het hierdie 2,5 stamme hierdie altaar gaan bou vir 'n ander god. Hulle het hulle rug gedra op God en die Here gaan ons nie seën nie en al hierdie slegte dinge gaan met ons gebeur en hulle wil gaan oorlog voer. Net soos om Achan uit te geroei het, die seën van die Here teruggebring het, net soos wat Pinias daarso by Baal Peor dit tot 'n einde gebring het toe hy die man met die spies deurboor het. So dink hulle dat hulle gaan nou die regte ding doen. Hulle gaan oorlog voer teen daai 2,5 stamme om hulle uit te roei, om die vloek van die Here weg te hou en die seën van die Here by hulle te hou. Maar hulle stuur eers vir Pinias. Hulle besluit om eers vir Pinias uit te stuur as 'n afgevaardigde om daarso met die mense te gaan praat. En hy het baie invloed gehad as gevolg van hierdie geskiedenis wat hy gehad het met 'n soortgelyke geval, en so daar stuur hulle om te gaan praat. So die les sê vir ons hierso, dit praat hierso vir ons die verwysings van Achan en Baal Peor, die dinge wat voorheen gebeur het. En so ons kan verstaan hoekom die stamme aan die weste kant ek soek hier so na die regte woord. Hoekom het hulle bang is? Hoekom het hulle bekommerd is oor wat voorheen gebeur het met Israel en hulle dink dat heel moontlik dit is nou wat besig is om te gebeur. Hierdie 9,5 stamme, hulle dink dit is wat gebeur. Nou sê die les hierso vir ons, dit vra vir ons aan die einde van Dinsdag. Almal van ons het al negatiewe dinge in die verlede ervaar. Ja, dis waar. Dit vorm die wyse waarop ons soortgelyke probleme in die toekoms hanteer. Hoe help die Here se genade mens om te verhoed dat die tragedies van die verlede nie sal bepaal hoe jy jou medemens in die Here behandel nie. Die belangrike ding daarso vir my is, ons moet mense hanteer as individue en nie as 'n groep nie. So as jy 'n slegte ondervaring gehad het met 'n spesifieke persoon wat 'n spesifieke taal praat, of 'n spesifieke velkleur het, of van 'n spesifieke geloofstelsel is, of van 'n spesifieke land is, 'n spesifieke paspoort het, wat ook al dit nou mag wees, net omdat jy 'n slegte ondervinding gehad het met daardie een persoon, beteken dit nie dat almal wat soos hulle lyk, of almal soos wat hulle praat, of almal wat van dieselfde plek van hulle afkom, gaan dieselfde probleme hê nie. Dit beteken ook nie jy moet dom wees nie. As mense vir jou gejok het, en hulle het geld by jou gesteel of iets soos dit. In die toekoms gaan jy mos nou versigtig wees. Jy het 'n belangrike les geleer, so jy gaan versigtig wees, maar ons moenie motiewe op mense sit as gevolg van wat ander mense gedoen het nie. Ons moenie mense oordeel op spesifieke dinge wat hulle doen, of sê hulle is verlore, of wat ook al as gevolg van dat hulle ma of hulle pa of hulle oom of hulle tannie of hulle volksgenoot of hulle taalgenoot of die mense wat dieselfde kleur vel as hulle het, enigiets soos dit daarmee te doen het nie. Ons moet mense hanteer as individue, want dit is hoe die Here na ons kyk. Die Here gaan my nie straf vir my ma of my pa of my oom of my tannie se sondes nie. Die Here kyk na ons as individue, en so al leer ons belangrike lesse uit die verlede, moet ons ook na mense kyk as individue. En dis so ek daai vraag sal beantwoord aan die einde van Dinsdag. 'n Praktiese manier. Op Woensdag se deel van die les sê 'n sagte antwoord. Nou, net uit die titel van die les uit wat saamgaan met ons geheeteks, asseblief, as daar konflik is by die huis, by die skool, by die werk, by die kerk, 'n sagte woord. 'n Sagte woord. 'n Sagte woord draai net die temperatuur 'n bietjie af, as mense harde woorde gebruik, as hulle motiewe probeer raai vir ander mense, dit draai alles net 200 grade op, dit gaan 'n oplossing baie, baie moeiliker maak. Dit vra vir ons om te kyk hierso na Josua 22 vers 21 tot 29, is aan die hand van die geheeteks daarso, en wat kan ons leer uit die oostelike stamme se antwoord? So kom ons kyk daarso na 'n paar van die vers hierso. Dit sê vir ons, in vers 13, die kinders van Israel het Pinias, die seun van Eliezer, die priester, na die kinders van Reuben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse na die land Gilead gestuur. Okay, so hy gaan nou as iemand na hulle toe om te hoor, wat is julle kant van die storie basies? Dit sê so vir ons, die God van die gode, die Here, die God van die gode, die Here, hy weet dit, en ook Israel mag dit weet. As dit deur opstandigheid of deur troubreek teen die Here is, verlos ons nie vandag nie, Here.
dat ons 'n altaar vir ons gebou het om van die Here afvallig te word. En as dit is om daarop 'n brandoffer en spysoffer te bring of om daarop dankoffers te berei, dan mag die Here self dit wreek. So hierdie 2,5 stamme, hulle sê nie, julle veroordeel ons en julle probeer nou net motiewe raai en dis nie eers waar nie, hoekom doen julle dit, julle wil nou net teen ons beklei en dit en dat en dit en dat. Nee, hulle verduidelik hulle kant van die storie. Met 'n sagte woord sê hulle, daar's 'n God in die hemel, ons glo in die God in die hemel, en as ons doen wat verkeerd is, dan moet hy ons straf, maar regtig, ons is nie hier om enigiets verkeerde dinge te doen nie, ons is nie hier om altaar aan ander gode te maak of enigiets soos dit nie, en die Here is ons getuie, as ons doen wat verkeerd is, kan hy ons wreek en hy kan die saak regmaak. So, iemand maak aanklagte teenoor hulle, ons het vroeër daaroor gepraat, die manier hoe hulle reageer is, nie om dit persoonlik te vat en te sê, moet my nie oordeel nie, en wie's jy, wie dink jy is jy, en nou gaan ek nooit meer kerk toe gaan nie, want jy het nou met my kom praat hier, al was die aanklag wat teenoor hulle gemaak is, vals. Op sagte manier verduidelik hulle kant van die verhaal. Hulle verduidelik hulle kant van die verhaal. So aan die einde hierso van 'n Woensdagse deel, vra uiteindelik vir ons die vraag daar, so dit sê vir ons, hoe hanteer jy valse aantuigings? Deel in die klas enkele van die beginsels wat jou benadering bepaal. So, as daar valse aantuigings is wat teenoor jou gemaak word, en hierso gaan ek nou 'n beginsel deel hierso wat ek glo regtig die hoofles is, sal ek sê, uit lesnommer 11, vir my persoonlik. Kommunikasie voor enige aantuigings. Kommunikasie voor enige aantuigings. Die burgeroorlog in Israel hierso was vir my gewees, omdat hulle wou gegaan het en hulle vernietig het en beklei het, die westerse stamme, maar hulle stuur toe 'n afgevaardigde om te gaan praat met hulle. Die ander kant verduidelik hulle saak van die storie en 'n burgeroorlog daarso is vir my, wat baie mense onnodig kon gesterf het. Kommunikasie voor enige aantuigings. So hoe hanteer jy valse aantuigings? Hoe hanteer ek valse aantuigings? Is daar al mense wat valse aantuigings teenoor my gemaak het? Baie. Beskiklik baie. En ek is seker as julle my ken en julle weet as ek praat by kampvergaderings en so aan, of as julle nou ergens gesit het by 'n kerkete, is ek seker julle het ook nou seker gehoor van valse aantuigings. Mense sal sê, hierdie persoon glo dat jy gaan hemel toe as gevolg van wat jy eet, of hierdie persoon glo jy word gered deur jou werke of wat ook al. En al is daardie dinge glad nie waar nie. Inteendeel, dit is die teenoorgestelde van wat die waarheid is, en dit maak nie saak hoeveel keer ek dit sê nie, al sê ek dit nou, preek ek dit, of al sê ek dit nou op gesels bietjie les, maak ek dit die punte duidelik, daar sal nou maar altyd valse aantuigings wees. Dis mos nou maar wat gebeur, want dit is een van die maniere hoe Satan nou maar werk teen God se werk. So hoe hanteer ek valse aantuigings? Ek raak nie kwaad vir mense nie. Daar's niemand op hierdie aarde wat ek haat of enige slegte gevoelens oor het nie, want ek is seker, net soos wat mense al valse aantuigings gemaak het teenoor my, was daar al tye in my lewe wat ek al valse aantuigings gemaak het teenoor ander mense. En net soos wat ek wil hê, mense moet my vergewe vir die dinge wat ek al verkeerd gedoen het in my lewe, wil ek ook graag, daardie selfde vergifnis aan die ander mense gee wat al valse aantuigings aan my gemaak het. So die eerste punt is, moet dit nie persoonlik vat nie, moet nie kwaad raak vir mense nie, moet nie dink, okay, ek wil nou nooit weer met daai persoon praat of enigiets is dit nie. Ek het 'n baie goeie verhouding met mense wat nie baie van my hou nie. Ek kan saam met hulle om die tafel sit, al sien ons dinge baie verskillend, ek het nie 'n groot probleem daarmee nie. Wat is my volgende stap? Is deel van die eerste stap, kommunikasie, om met mense te gesels. So in plaas daarvan om met iemand anders daaroor te gaan gesels, praat nou maar net direk met die persoon daaroor. So as iemand een of ander valse aantuiging het, dan bel jy hulle nou maar, of jy gaan sien hulle persoonlik, en dan verduidelik jy net jou posisie aan die mense, want miskien het hulle dit nie verstaan nie, miskien was daar 'n misverstand, miskien was dit nie eers hulle skuld as gevolg van die misverstand nie, miskien het ek nie iets mooi verduidelik nie, so gee nou maar net altyd vir mense die voordeel van die twyfel, en jou lewe gaan net soveel beter wees. Maar, as daar 'n valse aantuiging is kommunikasie net so verskriklik belangrik. Of dit nou in jou huis is, of by die werk is, of in die kerk is, of by die skool is, of by die universiteit is, of in die ouete huis is, waar ook al dit nou mag wees, as daar enige valse aantuigings is, kommunikasie. En dit is een van die redes hoekom ons so baie probleme het in ons huise, in ons kerke, in ons werke, in die skole en universiteite, is omdat daar's verskriklike swak kommunikasie. Wanneer iemand ietsie oor jou sê, in plaas van om direk met die persoon te gaan praat, moet jy nou eers by 100 ander mense gaan kla en gaan stories gaan vertel en ekstra goedjies gaan aanpak daarso.
'n bietjie sout en 'n bietjie suiker bygooi om die storie nou meer soetig en sappig te maak, want jy lei nou so onder die ander mense wat jy nou so vervolg oor die slegte stories wat hulle nou oor jou vertel, en dit is net nie hoe Jesus was nie. En Jesus is ons voorbeeld, en Jesus het baie mense gehad wat valse aantuigings oor Jesus gemaak het, en al wat Jesus gedoen het, hy het net seker gemaak dat daar was goeie kommunikasie, en dat hy het altyd die waarheid gepraat, en hy het probeer om die misverstand te vermy, en al probeer jy die beste kommunikasie en op die mooiste manier verduidelik, gaan dan nou maar altyd mense wees wat nie van jou gaan hou nie, wat valse aantuigings gaan maak, en dit is nou maar net hoe die lewe is. En hoe gouer ons dit aanvaar, en ons laer verwagtinge het van hoe die wêreld werk, dan gaan ons nie teleurstelling hê nie. Maar as jy 'n baie hoë verwagting het van hoe dinge in die wêreld gaan werk, dat almal gaan mooi dinge van jou sê, en almal gaan sê jou hare is so mooi, en jou gesig is so mooi, en jou klere is so mooi, en jou huis is so mooi, en jou preke is so mooi, en jou liedjies wat jy sing is so mooi, en dan gaan dit nie in die regte wêreld uitwerk nie, en dan gaan jy baie teleurgesteld wees. Maar as jy weet dat dit is nie so nie, en dan gaan mense wees wat valse dinge van jou sê, dan gaan mense wat hou van die manier wat jy sing, dan gaan mense wat nie daarvan gaan hou nie, dan gaan mense wat jy van die hou van die manier hoe jy preek, dan gaan mense wat nie daarvan gaan hou wees, en dan gaan jy nie so teleurgesteld wees nie, want jy het realistiese verwagtinge. Kyk, kom ons beweeg aan daarso na donderdag se deel van die les. En donderdag se deel van die les het regtig verskriklike mooi stappe daarso vir konflikhantering. As jy alles in die les wil skiep dit behalwe vir donderdag. Donderdag het regtig baie mooi stappe daarso wat terugkom na hierdie punt wat ek gesê het vroeër in die beginsel, kommunikasie voor enige aantuigings. Josua 22 vers 30 tot 34, wat insa betreffende konflikhantering, as ook maniere om kerklike eenheid te verseker, kry 'n mens uit hierdie voorval. En dan gee dit vir ons hierso 6 punte, en ek dink dit is net fantasties. Baie dankie liewe Jesus vir hierdie 6 punte wat ons het hierso in die les. So die eerste ene, ons gaan saam hier, die eerste ene is, wanneer dinge skeef geloop het, of dalk so voorkom, moet mense liewers met mekaar in gesprek tree, om oor jou waarnemings te sit en gis, totdat jy sienende van woedende is. Om oor jou waarnemings te sit. So, kommunikasie, om in gesprek te keer met mekaar. As jy sien hoe iemand by die kroeg ingaan, by die nagklub ingaan, in plaas daarvan om nou vir 100 ander mense te gaan vertel daarvan, reik uit na die persoon en miskien sê hulle vir jou, ek het 'n boekie daar gaan aflewer, of wat ook al. En al was dit nie die slimste ding gewees, miskien van hulle kant af nie, ten minste weet jy nou wat die waarheid is, voordat jy nou 'n klomp stertjies aan die storie gaan aanlas het. So kommunikasie is baie belangrik. Maar ons is bang om met mekaar te praat. Hoekom? Want ons lewe in 'n wêreld waar mense alles so persoonlik opvat. Maar jy moet minder omgee oor wat ander mense van jou dink. En jy moet meer omgee oor daardie mense en om daardie mense te help. As jy nou met hulle gaan praat, met hulle wil kommunikeer en hulle skiet jou af, wat al baie met my gebeur het, of hulle hou net aan om op jou te skree of om slegte dinge vir jou te sê, wat al baie met my gebeur het, doen jou deel. Moenie dink omdat Pietie op jou geskree het en nie met jou wil praat nie, gaan Jannie ook op jou skree en nie met jou wil praat nie. Elke persoon is 'n individu en die Here werk met elke persoon, en jy kan met een dame gaan praat oor haar versierings en sy gaan niks na jou luister nie en sy gaan sê jy oordeel haar, veroordeel haar en al hierdie tipe dinge wat nie waar is nie, en dan gaan jy met 'n volgende dame gaan praat oor haar versierings en sy gaan sê baie dankie, ek het dit nooit so verstaan nie, ek sien dit nou in die Bybel in gees van profesie en ek wil deel wees van die Here se 144,000 en ek wil veranderinge maak in my lewe. So, ons moet mense behandel as individue en nie in 'n groep nie. Nou punt nommer 2. Selfs al glo jy vas dat 'n probleemsituasie ontstaan het, moet mens liefs nie haastige gevolgtrekkings maak nie. Die Weselike stamme was net te gretig om hulle ore uit te leen. So punt nommer 2 hierso is, moenie gevolgtrekkings maak as jy nog nie met die persoon gekommunikeer het en met hulle gepraat nie. Don't jump to conclusions. Moenie motiewe in ander mense se kop sê en sê, ja, hy doen dit nou net weer, want hy wil seker nou weer dit doen. Dit gebeur by die huis, by die werk, by die kerk, by die skool, by die universiteit. Mense sê dit. Hulle sit hierdie motiewe in ander mense se kop. Selfs in die regering, as hulle, ja nee, hy het seker nou weer hierdie ding gedoen, want weet, hy wil mos nou dit hê. En miskien is dit glad nie eers waar nie. Dit is baie gevaarlik. Dit is nie wat die Here wil hê ons moet doen nie. Dan nommer 3, praat oor die daadwerklike of veronderstelde probleem voordat jy op jou gevolgtrekkings reageer. So daai 3 vir my is nog dieselfde. Okay? Kommunikeer voor enige gevolgtrekkings of aanklagte wat jy gaan maak. Wees bereid om opofferings te maak ten einde samehorigheid te skep. So die Weselike stamme was bereid om 'n deel van hul toegewese grond aan die ander stamme af te staan. Hulle het gesê, as julle besig is om weg van die Here af te draai, omdat julle nou aan daai kant moet gaan bly, kom net terug na die Here toe. Ons sal selfs vir julle deel van ons grond gee, sodat julle net die regte ding kan doen. Moenie daai altaar bou vir ander afgode nie. Hulle was gewillig gewees om 'n opoffering te maak.
En selfs die mense aan die ooste kant weer, die opoffering wat hulle sou gemaak het, hulle so op die einde van die storie het hulle 'n plaatjie of ietsie, nee, ek sê nie 'n plaatjie nie, maar inskrywing het hulle daar gaan maak op die altaar sodat dit duidelik is, sodat dit verwarring kan vermy. En dan punt nommer 5 hierso, antwoord op 'n bedaarde en kalm wyse wanneer jy valslik of regverdiglik van iets beskuldig word, sodat die situasie nie plofbaar raak nie. Nou, ek dink 'n sleutel dingetjie hierso vir ons is wanneer jy valslik beskuldig word. As jy van iets beskuldig word wat waar is, dan aanvaar maar net liewers dat jy is verkeerd en verander jou lewe sodat jy in die regte staan kom met die Here. En ek dink dit is 'n belangrike les wat ons ook moet leer uit hierdie week uit. Baie keer kom praat mense met ons en ons maak asof dit 'n valse beskuldiging is, maar eintlik is hulle eintlik reg. Eintlik is daar iets wat ons besig is om te doen wat verkeerd is. En hierdie storie, die oosterse 2,5 stamme, hulle het nie eintlik iets gedoen wat verkeerd is deur daai altaar te bou nie. Baie keer in ons lewe, wanneer mense kom om met ons te kom gesels, of nou die predikant is of ouderling is of wat ook al dit mag wees, is dit eintlik omdat ons iets verkeerd gedoen het in ons lewe. So kom ons wees maar net versigtig daarvoor ook. En dan, nommer 6, verheug jou in die Here en bring lof aan hom wanneer die vrede herstel is. Dit is 'n riem onder die hart dat Israel se 9,5 stamme opreg bly was toe die oostelike stamme se ware beweegrede aan die lig gekom het. So, hulle het nie gesê, okay, nou het hulle dit aan ons verduidelik en nou het hulle die argument gewen en nou moet ons teruggaan en ons het al hierdie dinge nou net verniet gedoen nie. Nee, hulle was regtig opreg gelukkig gewees omdat die ander persoon nie iets verkeerds gedoen het nie. Hulle was nie skaam gekry of enige iets soos dit nie. So hierdie is regtig 6 baie mooi beginsels wat ons daarso vind in Donderdag. Gaan dit asseblief deur. Ek sal sê daardie 6 beginsels is regtig nou maar die hoofdeel van hierdie les. Kommunikasie voor beskuldiging. Kommunikasie voor gevolgtrekkings. Kommunikasie voor aantuigings teen iemand. Nou Vrydag se deel van die les, ek gaan hierdie hoofstuk wat dit vir ons hierso gee uit Patriarge en Profete, ek gaan die Afrikaans daarvan, gaan ek vir ons in die video 'n link daarso sit, dan kan julle net op daardie skakel klik en dan sal die Afrikaans daarso oopgaan. Dan as julle gaan na die einde van daardie hoofstuk toe, gaan julle sien hoe dit spesifiek praat oor hierdie storie van hierdie week se les en asseblief, julle kan dit net nie mis nie. Dis baie belangriker om te luister wat die Gees van Profesie sê oor hierdie dinge as om te luister wat ek sê oor hierdie dinge. So asseblief moet dit nie mis nie. En ek baie lief vir dit hierso van sê, die Gees van Profesie sê vir ons, hoewel dit enerzijds belangrik is om 'n slap houding teenoor sonde vermy, is dit anderzijds net so belangrik om skerp veroordeling en ongegronde agterdog te vermy. So wat dit daarso vir ons sê is wat ek vroeër genoem het. Ons wil nie aan die een kant sit waar ons mense kan net doen wat ook al hulle wil en ons gaan nooit met hulle daaroor gesels nie. Ek dink ons lewe in 'n tyd soos dit. Om eerlikwaar te sê, ek dink ons kerk is op 'n stadium, in baie van ons kerke is dit so, waar mense kan nou maar net eintlik doen wat hulle wil en niemand gaan met hulle daaroor praat nie, want ons moenie veroordelend wees nie en almal neem alles persoonlik op en ek is bekommerd dat as ek met hulle daaroor gaan praat, gaan hulle nie meer van my hou nie of hulle gaan op my skree of hulle gaan kwaad wees vir my of hulle gaan nie meer kerk toe kom nie. So ek dink in baie van ons kerke is ons nou op 'n stadium waar mense kan net doen wat ook al hulle wil en niks gebeur ooit daar nie. Ons wil nie op daardie ekstreem wees nie. Ons wil ook nie aan die ander kant wees, waar ons al die mense veroordeel en sê, jy's verlore want jy doen dit, of jy's verlore want jy sê dit nie, en ek dink, nie so lank terug nie, in ons kerk, was ons op daai stadium gewees. Ek dink ons het nou so 'n bietjie geswing, wat ons nou heeltemal aan hierdie kant is, en dit help nou nie ons swing weer al die pad terug nie, ons moet hierso in die middel wees, waar ons moet verstaan, dat dinge wat mense sê en doen, mag verkeerd wees, maar dit beteken nie noodwendig dat hulle doen dit opsetlik of dat hulle verstaan die waarheid daaroor nie. So ons moet die waarheid met hulle daaroor deel en ons moet hulle kant van die storie uitluister voordat ons sê iemand is verlore of iemand is gered of so. So ons moet altyd van daardie kante vermy. Baie goeie raad wat die Gees van Profesie so vir ons sê. Dit sê vir ons hierso, selfs wanneer diegene wat reg opgetree het valslik beskuldig word, baat dit hulle om kalm en bedagsaam te bly. God is bewus van elke liewe situasie waarin mense ons verkeerd verstaan en ons doen en late waninterpreteer. Hierdie probleme kan ons egter in sy hande laat. Elkeen wat hul vertroue in die Here stel, kan met 'n geruste hart weet dat die Here ons gewis van alle blaam sal suiwer. Die Here soek totdat die volle waarheid aan die lig kom, net soos hy gesoek totdat hy die skuldige Agan gevind het. Elkeen wat deur die Gees van Christus aangedryf word, sal beskik oor die soort welwillendheid wat van die grootste geduld en goedgunstigheid getuig. Dit is die wil van God dat eenheid en broederliefde onder sy kinders moet heers. Let op Christus se gebed voor sy kruisiging, dat sy disippels een moet wees, net soos hy een met die Vader is, sodat die wêreld kan glo dat God hom gestuur het. Hierdie hartsroerende en wonderlike gebed
bly deur die eeue heen dieselfde tot in die hede. In daardie gebed voeg Jesus by: Ek bid egter nie vir hulle nie, maar ook vir die wat hulle woorde tot geloof in my sal kom. Hoewel ons nie 'n enkele Bybelbeginsel moet prysgee nie, moet ons voortdurend strewe om hierdie verhewe eenheid te bereik. Baie, baie mooi. Dan het ons hierdie 4 besprekingsvrae hier aan die einde van Vrydag. Die eerste ene sê vir ons: let op Paulus se vermaning in Filippense 2 vers 3. In nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Hoe kan dit help verhoed dat ons broers en susters van kwade bedoelings verdink? En soos wat ek al baie keer gesê het op gesels bietjie les, as ons iets verkeerd doen, dan sien ons dit as 'n klein sondetjie. En as iemand anders iets verkeerd doen, dan is dit iets groot en almal moet daarvan weet. Dit moet nie so wees nie. Net soos wat ons vergifnis wil hê, moet ons ook vergifnis vir ander mense hê. Net soos wat ons wil streef om in God se koninkryk te wees, moet ons 'n begeerte hê om ander mense te help in God se koninkryk te wees. Om vir ander mense so lief te wees soos vir onsself en om ander mense hoër te ag as onsself beteken moenie bang wees dat ander mense op jou gaan skree of ander mense vir jou gaan kwaad wees as jy met hulle gaan praat nie. As dit so is, beteken dit dat jy gee meer om wat mense van jou dink as om iemand anders te help wat in die moeilikheid is. Jy is nie besig om iemand anders hoër te ag as jouself nie. Jy moet liewers met die persoon gaan praat en laat hulle nou maar kwaad wees vir jou vir die res van hulle lewe of op jou skree of skel wat ook al dit mag wees. Om hulle hoër te ag as jouself beteken om hulle te help moet vir jou belangriker wees as oor jou persoonlike verhouding met hulle of hulle nou van jou hou of wat jou opinie gaan wees in die publiek. Nommer 2, vanweë die verlede se foute en flaters, ooreageer mense dikwels wanneer 'n situasie opduik. Hoe kan ons hierdie neiging vermy? Dit is gevolg van ons geheue, dit is hoekom. Wat ons onthou dinge in die verlede gebeur het en nou ooreageer ons. Dit is wat gebeur het met die westerse stamme. Hulle het gedink aan Baal-Peor, hulle het gedink aan Achan en het hulle so 'n bietjie ooreageer hierso deur om na gevolgtrekking te spring. En dit was nie noodwendig waar gewees nie. Hoe kan ons hierdie neiging vermy? Elke situasie is 'n unieke situasie waarop ons nie moet kyk na nuwe oë, moenie na mense kyk in groepe nie, kyk na mense as individue. Net omdat die ou vandag by die net omdat die ou 20 jaar terug by die drankwinkel ingegaan het omdat hy alkoholist was, omdat hy vandag by die drankwinkel ingegaan het, beteken nie hy is nou weer alkoholist nie. Miskien het hy ingegaan om 'n boekie te gaan gee. So gaan praat met hom en gaan vind uit hoekom. Miskien het hy teruggeval in alkohol in. Maar miskien het hy nie, miskien het hy 'n boekie gaan uitdeel. En so elke situasie moet op daai situasie self behandel word. Nommer 3. Mense moet bereid wees om ander se standpunte aan te hoor. Verskriklik belangrik. Bespreek die belangrikheid daarvan. Hoe kan ons 'n luisterkultuur in ons gemeentes vestig? Hierdie is 'n verskriklike belangrike les. As ons nie na ander mense se standpunte gaan luister nie, gaan dit nie soveel oor om ander mense net te help nie, maar jouself ook. Ek het al verskriklik baie dinge geleer deur om na ander mense te gesels. Nou ek kan sê, dis baie hartseer. Ek het al na predikante uitgereik om met hulle te gesels oor 'n spesifieke onderwerp en ek het geglo dat my posisie is reg en ek seker hulle het geglo dat hulle posisie is reg en ek het vir hulle gevra kan ons met mekaar gesels en hulle het gesê nee, net omdat ek glo dat my posisie is reg, wou hulle glad nie met my gesels het nie. En ek dink dis baie hartseer. Ek bedoel, enige persoon wat 'n opinie het oor enigiets, glo heel moontlik dat hulle posisie is reg. Net omdat ek glo dat my posisie is reg, beteken dit nie dat ek kan van die teenoorgestelde bewys word en my posisie verander nie. En so ons moet altyd oop wees om te luister na ander mense. Soos in 'n nat sement kan ons sê, sodat wanneer ons nuwe waarheid of nuwe lig ontvang, dat ons gewillig sal wees om ander mense se waarheid wat hulle met ons deel in te sien en ons lewe daarvolgens kan verander. Maar as ons nie daarna gaan luister nie, dan is dit vir ons baie slegte nuus in terme van ons geestelike groei. En daarom sal ek ook aanraai vir almal vir wie dit moontlik is as jy na 'n kerk toe kan gaan om daar so Sabbatskool by te woon en so aan. Dis baie belangrik wat ons luister na ander mense wat hulle sê, jy leer iets by my en ek leer iets by jou en so groei ons saam. So ek hou verskriklik baie daarvan om met mense te gesels oor Bybelse dinge. Dis amper al waaroor ek gesels, waar ook ek gaan. En selfs mense wat heeltemal anders glo as wat ek glo. Ek wil weet hoekom hulle so glo en party van hulle het al my ooreed om hulle punt in te sien en dat hulle punt waar was en dat ek verkeerd was. Partykeer kon ek met hulle gesels het en hulle het my punt ingesien en dat my punt waar was en dit het my net al so baie gehelp in my Christelike lewe dat ek so baie kon groei in my Christelike lewe. Dan nommer 4, in ons hedendaagse samelewing voel dit partymal asof mens deur die eise en verpligtinge van jou beroeps-, gesins- en kerklewe asook ander sye van jou lewe verswelg word. Let nou op die beginsel wat sê dat mens alles wat jy aanpak vir die Here moet doen. Benewens 'n beter verantwoordelikheidsin, skenk dit mens ook gemoedsrus. Hoe so? Wel, soos wat ek al voorheen gesê het, ek het 'n verskriklike besige lewe en ek weet almal sê dit,
Almal kla altyd en hulle sê hulle is baie besig. Ek kla nie daaroor nie, ek is baie bly, ek geniet dit dat ek besig is met goeie dinge, dit hou my uit die kwaadheid. Dis maar net 'n feit dat ek is verskriklik besig. En vir die mense wat weet hoe my dag loop, hulle weet dat dit is waar. Ek inkorporeer my gesin, my kerk, my God, my beroep, alles in een, sodat dit nie verskillende aspekte van my lewe hoef te wees nie, maar dit is alles deel van 'n groter geheel. Sodat ek nie hoef te sê, ek skeep my gesin af omdat ek tyd met God spandeer nie. Nee, ek spandeer tyd met God, saam met my gesin, ek doen dit ook op my eie, ek doen dit by die werk, ek doen dit by die kerk, alles op die einde van die dag vat saam hande en dit vorm 'n eenheid saam, sodat ek tyd kan maak vir alles wat belangrik is en al die onnodige dinge kan heeltemal uit my lewe uitgeskei word. En al hierdie dinge moet ons doen asof ons dit vir die Here doen en nie vir mense nie. Dit beteken nie dat jy is verantwoordelik teenoor jou baas by die werk, of jou ouderling en jou predikant by die kerk, of jou vrou en jou kinders by die huis nie, maar die kwaliteit van die werk wat ons doen, wat ons in die geheim doen, wanneer jou baas nie sien nie, wanneer jou vrou nie sien nie, wanneer jou predikant en jou ouderling nie sien nie, moet gedoen word asof ons dit vir die Here doen. Want hy sien alles en ons wil net ons beste vir die Here gee. So as jou huis mooi lyk, ek hoop jou kerk lyk ook mooi. Net soos wat jy jou huis mooi geverf wil hou, ek hoop jou kerk is ook mooi geverf. Dat by die kerk is die matte ook mooi skoon en die gordyne is ook gewas en die vensters is ook gewas en die plafon val nie in mekaar nie. Kom ons gee ook ons beste vir die Here. Nie net in die kerk, fisiese kerkgebou nie, maar ook in die mense by die kerk. Dat ons kerk ook nie uit mekaar uit sal val as mense nie, maar sodat ons daardie eenheid sal hê wat Jesus van gepraat het. Kommunikasie voor enige aantuigings. Kommunikasie voor enige motiewe wat ons vir ander mense probeer indink en neersit. Kom ons sluit ons oor vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir hierdie les wat ons in Josua 22 kan leer uit hierdie 9,5 stamme en hierdie 2,5 stamme en hoe hierdie misverstand was, waar albei kante het hulle ietsie gedoen wat nie so wys was nie, wat nie so slim was nie. Die een kant het ietsie gedoen sonder om die ander mense heeltemal in kennis te stel oor wat gebeur het, en die ander kant het weer tot gevolgtrekking gekom sonder om eers te kommunikeer. Help ons om hierdie dinge te vermy, liewe Heer, maar help ons om lief te wees vir die mense rondom ons, sodat ons gewillig is om met ander mense te gaan praat, as hulle vasgeval is in hulle sonde, omdat ons lief is vir hulle, en ook wanneer ander mense met ons kom praat, liewe Heer, dat ons nie alles so persoonlik sal opneem nie, maar dat ons sal kan verstaan en glo dat wanneer mense met ons kom praat oor dinge, is dit in ons beswil, omdat ons in 'n beter verhouding met U sal staan en ook in die ewige koninkryk sal wees. Ek bid vir ons kykers by die huis, daar in Suid-Afrika, in Namibië, Zambië, Australië, Nieu-Seeland, Switserland, Amerika, oral oor die wêreld waar die mense kyk. U weet wat die beste vir hulle is. Ek vra dat U in elkeen van ons se behoeftes sal voorsien. Nie net ons fisiese behoeftes waarin U reeds so getrou is nie, maar ook in ons geestelike behoeftes. Dat alles wat op ons pad mag kom, maak nie saak hoe goed of hoe sleg nie, ons op die noue paadjie na die ewige lewe, na U ewige koninkryk sal draai. Ons dankie vir U liefde. Ons bid en ons vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie dat julle weer aangesluit het vir hierdie episode 11, les 11 van Gesels Bietjie Les. En onthou asseblief, die beste manier om hierdie program te ondersteun, Gesels Bietjie Les, is om daai like knoppie te druk of om kommentaar te lewer. Al is dit nou net amen of dankie, wat ook al dit mag wees. Ek sien elke week daar's van julle wat dit getrou doen en ek is regtig so dankbaar. Ek sien hoe hierdie program meer en meer Afrikaanse mense bereik en ons kan net die Here dankie sê daarvoor. Dit is geen donasies of geld of enigiets is hierby betrokke nie. Dit is die liefde van die saak om die waarheid uit te dra aan Afrikaanse mense, om hulle geleentheid te hê om Jesus te sien vir wie hy regtig is, om Jesus groot te maak, om Jesus se verlossing aan elkeen te gee as 'n geskenk. So ek sien julle weer volgende week, dan gesels ons bietjie les.